Nico, ons sit nou hier in naby Nagoya, in die middel van Japan, en ons twee besoek Japan, en ons staan eintlik op die skouers van manne en vroue voor ons, wat al vir 50 jaar wat Missie Japan, saam met die Reformed Church in Japan, die RCJ, betrokke is in vennootskap. En ons het 'n baie belangrike besoek wat ons hier kom bring het. Vertel ons 'n bietjie meer van die rede van ons besoek en die fokus van ons besoek. Dankie Jan, ek dink ons verhouding hier in die kerk in Japan bestaan uit 3 dele uit. Ons samewerkingsooreenkoms hier, die eerste verhouding waar ons staan is die westelike ring van die Reformed Church in Japan. En dit is waar Stefan en Karina heidaglik diens doen as samewerkende sendelinge daar. En hy is betrokke by die fakulteit daar, die Reformed Theological Seminary. En ons verhouding met daai ring is belangrik. Tweede belangrike rol is waar hulle twee hulle bediening begin het en wat Toby en Annelie ook hulle bediening lank uitgeleef het, en dit is met die ring van Shikoku. So dit is belangrik ook om met hulle weer in gesprek te tree, hulle te gesels oor die toekoms vorentoe, oor die verlede en ook die toekoms vorentoe, want daar is 'n moontlikheid dat Toby en Annelie dalk weer kan terugkom so vir 3 jaar periode. Ons derde sirkel van verhouding waar ons staan is natuurlik met die algemene synode of hulle General Assembly, en die vergadering begin vandag en daar gaan ons 'n groete boodskap bring van die kerke in Suid-Afrika, van Missie Japan en ook van die NG Kerk. Nico, in die tyd wat ons nou hier was, is ek weer diep getref deur die omvangrykheid van God se koninkryk, wat hier in Japan tot die uithoeke van die wêreld is. Maar Suid-Afrika is ook vir hulle die uithoeke van die wêreld. Maar is 'n baie interessante samelewing. Hier is 'n bietjie meer deel wat ons geleer het, gesien het nie. Hoogs ontwikkel, hoogs gespesialiseerde samelewing, maar aan die ander kant ook 'n baie eensame samelewing, waar mense elke dag werk toe gaan, alles eintlik het, geluk het, alles het, maar diep geestelike nood beleef. Ons herinner mekaar maar weer aan Johan en dis wat ons beleef het ook hier. Hierdie deel van God se koninkryk is 99% wat nie goed is en net 1% wat goed. So dis 'n klein kerkie met 'n groot samelewing en wat daai geestelike nood ergens probeer aanspreek. Ja, ons tyd hier was eintlik gekenmerk deur 'n klomp saam kuier met mense en saam besoeke ook gebring aan gemeentes en verskillende groepe mense. Wat het vir jou opgeval in ons saamwees in ons tydperk hier saam met Stefan en Karina en hulle gesin en ook met die gemeentes en die leraars wat ons ontmoet het? Ja, ons het 'n klomp mense gesien, né? Baie. Iets wat my getref het is die toewyding, die commitment van die gelowiges, van die Christene, die wyse waarop hulle die Here dien, en dan ook ons saam met Stefan en Karina en Stefan en Lodewyk en Annelie en Cornelius, die fellowship wat ons gehad, die gemeenskap van gelowiges, en ook hulle pastorale ondersteuning wat ons vir hulle kon bied in hierdie tyd. Ja, Nico, jy is nou al so 3 jaar by Missie Japan betrokke, redelik nuut, maar ook dan nie heeltemal vreemd nie. Eerste besoek aan Japan, hoe sien jy die toekoms? Wat dink jy, wat is aan die skui, wat is aan die verander, as ons veral in die toekoms kyk? Ek dink wat my opgeval het is toe ons in Shikoku was en ons kyk en sê die laaste keer wat ons 'n ooreenkoms met mekaar aangaan was in 2010 gewees. En van 2010 het ons konteks in Suid-Afrika en die konteks in Japan baie verander. So nuwe rolle sal moet uitgeklaar word. Hoe is ons hier saam met die kerk of langs die kerk in Japan betrokke by die gemeenskap en wat is ons roeping ook saam met mekaar in die nuwe konteks. So dis baie duidelik dat ons gaan kyk na nuwe rolle en nuwe samewerkingsooreenkomste. Nico, ek weet nou hierdie besoek is ook moontlik gemaak deur ondersteuners en ons wil vir hulle baie dankie sê. Nie net vir die finansiële ondersteuning, maar ook die toewyding waarmee hulle vir ons dra aan hulle gebede. En ek weet op die pad vorentoe sal ook in gebede gedra moet word. En daar wil jy ietsie meer sê oor nuwe sendelinge dalk. Ek dink as ons vir mekaar sê ons is 'n nuwe verhouding is, dan nuwe moontlikhede. Ons wil regtig graag vir almal daar te buitekant sê, as die Here met jou praat, as die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak by Missie Japan, die werk wat hier gedoen word, kontak ons gerus asseblief. Daar's baie moontlikhede vir jong mense, spesifiek vir jonger generasie mense. Gesels met ons, tree met ons in verbinding, ons wil graag van julle hoor. Dankie weer eens dat julle Japan nie op die agterkant skuif nie, maar Japan regtig op julle gebedslyste en finansiële ondersteuning is.